Vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons die nuwe week kan begin in sy wonderlike naam en dat ons hierdie voorreg het om met u so 'n bietjie te deel uit Spreuke 11. Ons gaan vanmôre daardie vers 15 tot 17 hanteer en ons gaan 'n bietjie praat onder die gedagte of tema goeie raad, en u sal sien verskillende sake en aspekte gaan aangespreek word, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons 'n geopende verstand sal gee en ontvanklike harte om te verstaan wat hy deur sy gees en sy woord aan ons harte wil kommunikeer. Nou, u sal ook sien in die weke wat kom, gaan ons so 'n bietjie vinniger deur die boek Spreuke werk. U sal sien, daar is heelwat van die verse wat herhaal word. Dit is dieselfde gedagte wat deurgegee word, baie keer bietjie met 'n ander inslag, maar die beginsel bly dieselfde, en daarom gaan ek nie elke keer dieselfde goed herhaal nie. Maar wat ek gaan doen is as daar verse uitstaan, dan gaan ons daarby stil staan, dit hanteer, dit aan u verduidelik. En as u voel daar is iets wat ek miskien nie verduidelik het, dat u dit verstaan nie, is u baie welkom om my te kontak. Die gebed van my hart is dat hierdie oordenkings nie net nog oordenkings sal wees om jou goed te laat voel vir die dag wat voor lê nie, maar dat dit regtig onderrigting sal wees in die waarheid van God se woord. Die Here sê vir ons baie duidelik in Hosea 4 vers 6 dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en hierdie kennis is die kennis aan God se woord, en daarom het die Here in die Ou Testament sy profete gegee. Vandag gee hy vir ons leraars, predikante, mense wat ons onderrig in die woord, en die gebed van my hart is dat u ook uit hierdie onderrigting opgebou sal word in die allerheiligste geloof, sodat u die Here beter sal leer ken, hom sal dien met oorgawe, want u en ek gaan eendag voor hom rekenskap gee. Ja, ons gaan voor hom staan, en ek vertrou dat ons elkeen uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. So kom ons staan stil vanmôre by hierdie verse wat ons aangekondig het, Spreuke 11 vers 15 tot 17. Nou vriende, in vers 15 staan daar: baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het, maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig. Nou, u sal onthou, ek het so tyd terug bietjie daaroor gepraat. U kan gaan kyk daarna Spreuke 6 vers 1 en verder, die gevaar om borg te teken of borg te staan vir iemand. En ek het vir u gesê, vriende, daar is 'n groot gevaar daarin, en jy word die slaaf van die persoon aan wie jy borg gestaan het. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, dikwels gebeur dit wanneer iemand klaar hulle handtekening gegee het en borg gestaan het vir iemand, dat hulle ewe skielik daardie persoon as 'n vyande word. En daarom, wees versigtig, moenie iets doen wat u later gaan berou nie. Ek sê onlangs vir mense dat dikwels doen ons iets op 'n dag wanneer ons emosioneel miskien gebombardeer word met mense se omstandighede. Ons besluit om 'n ding te doen, en vir jare later sit ons met die gevolge daarvan. En daarom is die gebed van my hart dat ons werklik sal sien wat die Here vir ons hieroor wil sê. Die tweede vers 16, 'n aanvallige vrou verkry eer en die geweldenaars verkry rykdom. Nou hierdie vers het my so 'n bietjie laat dink, en ek het bietjie navorsing gaan doen daaroor, en dit klink na 'n vreemde vers op 'n mens se oor. En kom ek lees vir u wat sê een van die ander vertalings, en dan probeer ons die vers vir u ontleed. Vers 16 sê: 'n deegsame vrou is gesteld op haar goeie naam. Mense wat niks ontsien nie, is gesteld op rykdom. Toe ek hierdie vertaling lees, toe begin daar vir my 'n lig opgaan in die verstaan van hierdie vers, en ag vriende, eenvoudig gesê, hierdie vers kontrasteer die saak van 'n eerbare vrou teenoor 'n geweldenaar. Die Bybel sê vir ons hierso, 'n aanvallige vrou verkry eer. Nou hierdie woordjie aanvallige vrou is eenvoudig in die Engels 'n gracious woman. Iemand wat deegsaam is, en u kan gaan kyk daar in Spreuke 12 vers 4 lees ons: 'n deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos 'n verrotting in sy gebeente. So die deegsame vrou word aan die een kant gestel teenoor die geweldenaar aan die ander kant, wat rykdom verwerwe, en deur dit wat hy doen en die passie in sy siel wat hom dryf en die sondige begeertes wat hom dryf, verloor hy respek, eer en vrede in sy gemoed. Ja, aan die een kant verwerf hy rykdom, maar die res van sy lewe is eintlik maar 'n tragedie. So wat hierdie vers vir ons eenvoudig wil leer, vriende, is dat 'n goeie karakter, integriteit en inbors is meer werd as rykdom. Dis maar eintlik wat hierdie vers vir ons wil kom sê, dat 'n goeie karakter, integriteit en inbors is meer werd as rykdom. Luister gou, geld, vriende, kan jou net so ver bring. Geld kan net soveel vreugde bring. Geld kan net soveel blydskap bring. Maar gaan kyk wat hierdie wêreld vir ons kom leer, en wat ons leer uit die geskiedenis van die mensdom. Dat van die mense wat die eensaamste is mense wat baie geld het. Vriende, jy kan nie vriende koop met geld nie.
Jy kan miskien mense omkoop en jy kan miskien mense trakteer met geld. En ag vriende, baie keer laat jy vyande na, omdat jy op 'n oneerbare manier geld vir jouself bekom. En dis wat hierdie vers maar vir ons wil kom leer. Hierdie gracious woman, hierdie vrou met die goeie inbors en karakter, die Bybel sê sy verkry eer. Maar aan die ander kant, die geweldenaars verkry rykdom, maar hulle verloor hulle karakter en hierdie goeie naam wat hulle moet behou. Vers 17 sê, 'n man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees. Dis baie belangrik dat ons sal sien dat 'n weldaad eie is aan 'n kind van die Here. Kinders van die Here wil goed doen aan ander. Waarom? Want God was goed vir ons. Hy het ons uit genade kom red. Hy voorsien in ons tydelike behoeftes. Hy gee vir ons lewe en hy gee vir ons oorvloed van lewe. Hy skenk aan ons die ewige lewe en die hiernamaals om saam met hom te wees in sy heerlikheid. Daarom wil kinders van die Here terwyl hulle op aarde is aan ander mense goed doen, 'n weldaad bewys. Wat beteken hierdie woordjie weldaad? Nou vriende, hierdie woordjie in sy eenvoudigste vorm is om 'n edele daad aan iemand te verrig, 'n goeie daad. Dis om iets aangenaams aan iemand te gee. Dit kan wees deur dat ons op tydelike behoeftes aan mense vir hulle voorsien en in hulle behoeftes voorsien. Dit kan wees deur die manier wat ons optree op hulle. Maar die Bybel sê vir ons, die oomblik wanneer ons dit doen, hoor wat staan daar, doen ons goed aan ons eie siel. Luister, daar is niks wat jou siel so deurboor moet smarte, wanneer jy heeldag in vyandskap is met mense, wanneer jy heeltyd kyk na jou eie belange, wanneer alles oor jou gaan, oor jou saak, oor jou voordeel. En ag vriende, mense sien dit so baie. Mense koop en hulle bly en hulle ry en hulle gaan met vakansie en hulle lewe is net in ons oë een groot plesier. Maar hulle is van die ongelukkigste mense wat daar is. Waarom? Want hulle hand en hulle hart is nie oop vir ander mense nie. Daarom sê die Bybel dat God het iets in ons ingebou, dat wanneer ons goed doen aan 'n ander ene, wanneer ons 'n goeie daad doen aan 'n ander persoon, is daar blydskap in ons siel. Dink maar aan Mephiboset. Wie was Mephiboset gewees? Dit was die seun van Jonathan. Wie was Jonathan? Dit was die seun van Saul, Dawid se vyand. Ons weet dat Mephiboset verlam was. En nadat Jonathan dood is, wat doen Dawid? Hy gaan roep vir Mephiboset, hy gaan haal hom en hy laat hom elke dag aan sy tafel eet. Soveel so dat Mephiboset vir hom sê, Dawid, hoekom doen jy so iets aan 'n eenvoudige mens soos ek? Hy gebruik die woorde, die terme, 'n dooie hond soos ek. U sien, Dawid se siel was versadig toe hy goed gedoen het aan ander. Daarom is dit belangrik dat u as kind van die Here seker sal maak dat u wandel met die Here van so aard is dat u ook omgee vir ander mense. Die Bybel sê die wreedaard pynig sy eie vlees. Daar is menigtes wat vandag wreedaards is en glo my, hulle pynig hulle eie siel en hulle gaan eendag gepynig word in God se oordeel. Daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here hierdie groot waarheid sal raak sien. So vriende, hier is maar die paar eenvoudige gedagtetjies van vanmôre. Pas op, wees versigtig om borg te staan. Onthou jou karakter is baie meer belangrik as rykdom. Die integriteit en goeie naam wat jy het is baie meer as dit wat jy besit. En dan baie belangrik, onthou om 'n weldaad te bewys. Vriende, is eie aan 'n kind van die Here en dit bring in jou siel 'n vreugde wat God vir jou gee, wat alle verstand te bowe gaan. Mag die Here 'n genade gee dat ons hierdie waarhede ter harte sal neem en mag die Here ons seën met al die geestelike seëninge in Christus en mag ons gebed wees, soos daardie pragtige Gesang 190 sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande makelsterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete skoeiel, Heer, met bereidheid tot u eer. Maak my hart vir u tot troon, deur u gees wat in my woon. Here, rig my wil, gevoel en daad altyd na u wyse raad. Baie seën, groete vir u, mooi dag verder te raak.